Amen. Amen, liewe luisteraar. Dit is vir ons weer 'n groot voorreg om die lewende woord te bedien. Dit wat God gestuur het om ons te versterk en in die ware rus in te bring. Nou, om mee te begin wil ek net 'n bietjie kyk na die gebed van Paulus eers hier in Efesiërs 3 voor ons verder gaan. Ons weet dat die gebede wat die skrif beskryf, as ons enige iets van God vra, moet ons glo dat ons dit reeds ontvang het. En dit was absoluut ook die verstandhouding van Paulus gewees. Nou as jy in daardie opsig na die gebed kyk wat hy bid, dan moet ons weet, dit is vir ons beskore en ons moet daarin beweeg. So, luister net na Efesiërs 3 en ek begin daar so by vers 14. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang. Hier begin Paulus reeds om te bid dat ons werklik tot hierdie werklikheid moet kom van hierdie groot naam, wat elke persoon ontvang het op die aarde en in die hemele. Die wonder van wonders waarmee God self die mens kom versterk het. Want hy is besig om sy koninkryk te bou en in daardie opsig moet ons kyk na wat sy idee is omtrent hierdie groot heerlikheid. Dit is so belangrik om diep in te kyk en werklik die werklikhede te aanvaar, sodat ons dit kan ervaar en dat die woord ryklik in ons sal begin woon. En nie net die woord nie, maar die werklikheid van die woord wat ons na gaan kyk. So hy skryf, ek lees weer vers 15, hy sê van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang het. Dit is die naam wat hy van sê, dat elke knie sal buig voor hierdie naam en elke tong sal bely. Dit is so belangrik, dit is die belangrikste realiteit van alles wat ons ooit in die skrifte na moet kyk. Dit is ons vereniging met hierdie groot naam van God, die werklike, kragtige werking wat hy wil werk in ons, wat glo. So, nou sê hy, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, die verborgenheid van die evangelie. Die verborgenhede is so groot, wanneer dit tot ons deurdring, wanneer die openbaring tot ons deurdring, sal ons besef watter groot verantwoordelikheid ons instaan. Want van hierdie Christus in jou is so groot werklikheid, wat 'n mens net deur die geloof kan aanvaar. Ons weet dat die Nuwe Testament is 'n realiteit waar jy alleen deur die geloof wandel, deur niks anders nie. Net deur die geloof. Nie meer jou werke, nie meer jou bydra nie, maar om daarin opgelei te word in dit wat God vir jou kom doen het en waarmee God jou versterk het, sodat jy absoluut sy plan kan vervul. Dit is so belangrik. Ons weet dat Kolossense 1 vers 26 en verder lei so, ek gaan sommer vry aanhaal. Hy sê hierdie verborgenheid was verborge vir eeue en geslagte. Dit is wat die woord van God sê, dat dit verborgenhede is. Dit is nie iets wat ons kan beredeneer nie. Dit was verborge, maar dit is nou openbaar. Hierdie verborgenheid van Christus in jou is so 'n groot realiteit,
Dit is die krag van die evangelie. Dit is dit wat elke mens se wese verander. Dis as 'n mens net dink daaraan waarop die skrif afstuur, dat as elke mens hierdie naam ontvang het, die naam bo elke naam, dan is dit waarom hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 15, dat ons sien niemand meer na die vlees nie, maar ons sien hom nou in die realiteit waarmee God hom bekragtig het. Dat hy absoluut, maak nie saak of hy 'n boemelaar is en of hy 'n president is nie. Hy is bekragtig met die kragtigste naam wat ooit genoem was. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Dit is so groot, mense, 'n mens moet so versigtig wees om diep in te kyk in hierdie realiteit. Anders verloor jy. Ek wil net vir u ietsie lees hier in Openbaringe 19 in verband met daardie naam, wat nou in elke mens gevestig is. Dit wat God gedoen het. Hy het aan elke mens die geskenk gegee van die hemele. Jy aanvaar net, as jy dit verwerp as jou eie saak, dan het jy dit nie. As jy dit aanvaar, dan en toeëien vir jouself, gaan dit magtiglik in en deur jou werk. Ek lees hier in Openbaringe 19, so van vers 11 af. Hy sê, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was gekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg, op wit perde, bekleed met wit en fyn wit linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van sy grimmigheid, en van die troon van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed, en op sy heup, die naam wat geskrywe is, die koning van konings, en die Here van Here. Nou dit is hierdie groot naam, wat God in elke mens gevestig het, en dit is dit wat Paulus hier voorskryf, dat jy bekragtig moet word. Dit is snaaks, luister net na die 16de vers van Efesiërs 3. Hy sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Dit is iets waarmee God jou moet bekragtig, dat jy hierdie dinge sal verstaan. Dat hierdie groot naam het gekom om jou eiendomsreg te wees, want jy is deel van sy koninkryk, en hy vestig vir hom 'n koninkryk in die hemele, 'n koninkryk ongeken, waar jy sal heers as priesters en konings. Dit is so groot, mense. Hierdie tydelike is 'n tydsvak wat God geskep het. Tyd, iets wat nie bestaan in die ewigheid nie. In die ewigheid is alles ewig, ongekend groot. En in daardie realm is sy koninkryke, en ons word voorberei om in daardie koninkryke te gaan opereer, as regering, of om daarin te gaan woon. En dit is so groot, maar dit is die realiteit daarvan is dat jy nou met die gees van God bekragtig moet word. Paulus bid daarvoor, so jy moet ook ernstig bid daarvoor, dat God jou bekragtig in die innerlike mens.
dat jy kan besef wat dit beteken, dat Christus in jou mag woon, die verborgenheid van die evangelie. Hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, dis nou bekend gemaak, naamlik Christus in jou, die krag van alle heerlikheid. Hy sê, hom verkondig ons, sodat ons elke mens volmaak kan voorstel in die toekoms. Dit is so belangrik, mense, dat ons die volmaakte werk van die kruis kan sien. Kan jy dink dat hierdie groot God wat ons in Openbaring van gelees het, hy kom en word net 'n patetiese mens, en hy beklee hom met die vlees van 'n mens, om aan ons te kom toon hoe lief hy waarlik en hoe ernstig hy is omtrent die evangelie, dat ons moet sy krag en heerlikheid toelaat om in ons te woon. Ons weet mos nou, daar is die baie skrifte, 1 Korintiërs 3 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 16 en 2 Korintiërs 6 van vers 19 af, so, wat sê, dat weet julle nie, dat julle liggame is nou 'n tempel van God, en dat God se gees in julle woon, en God se gees is heilig, en dit is julle, dit is die realiteit waarmee hy die mens kom bekragtig het, nie meer jou pogings om heilig te word nie, nie meer jou pogings om God te behaag nie, maar God het gekom om jou te behaag, om sy heerlikheid in jou te vestig, sodat jy kan weet waarom dit gaan, dat hy ernstig is met 'n ewige koninkryk wat hy besig is om voor te berei, die mens voor te berei vir 'n ewige koninkryk, waarin jy vir ewig gaan staan. En dit wys jou hoe belangrik dit vir hom is, dat jy moet verstaan. Nou, dit is die Nuwe Testament, mense, en daarom is dit so belangrik, dat mens nie na die Ou Testament kyk nie. En ek het dit al baie keer herhaal. Matteus, Markus, Lukas en Johannes was die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament, waar God die Jode wou weglei van die Ou Testament af. En in hierdie 4 boeke daag hy die Jode uit, hulle wat uit die Ou Testament gekom het, want hulle het absoluut net Moses geken en wou nooit met God praat nie. Moses moes met God praat en hulle wou glad geen verhouding met hom hê nie. En hier daag hy hulle uit in daardie 4 boeke. Dit het niks met die heiden te doen nie, hoegenaamd niks nie. Jy lees dit ook in, ek dink is in Romeine 2 vers 14, hy praat van die heidene wat nooit 'n wet gehad het nie. God het nooit 'n wet vir die heidene gegee nie. Die eerste realiteit wat die heidene van hoor, is hierdie blye boodskap, dat hierdie groot koning van alle konings wil in jou kom woon. En dit is die evangelie, die blye boodskap wat aan die heidene verkondig is. So dis so belangrik dat ons die skrifte in perspektief begin sien en absoluut begin gelowiges word en glo wat hierdie groot God vir ons kom doen het en nie wat ons vir hom moet doen nie. Stof kan hom nie behaag nie. Vlees kan hom nie behaag nie. Dit is net om te aanvaar die heerlikheid wat hy vir die mens gebring het, en as jy dit aanvaar deur die geloof, die enigste realiteit wat God behaag, is net geloof. Ons weet dat Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So dit is so belangrik dat ons absoluut net die geloof sien en absoluut in die geloof begin wandel, sodat ons versterk kan word in elke opsig.
En nou sê vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. Die enigste manier hoe dat Christus in jou hart kan woon, as jy gegrond is, as jou wortels diep in die liefde van God ingroei, die manier waarop God jou liefhet, dat jy oortuig sal wees, 100% oortuig sal wees, dat hierdie groot God het my innig lief. Hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Hy is vir my en nie teen my nie. Wanneer jy tot daardie wonderlike besef kom, tot daardie in diepte kennis, dat God het my waarlik lief, dan alleen kan Christus ryklik in jou begin woon. Dit is so belangrik, mense, dat jy alles aanvaar wat hy vir jou gedoen het. Die skriffies wat ek aangehaal het, dat jy nou die tempel van God is, jou liggaam die tempel van God. Hy sal nie in 'n tempel kom woon as daardie tempel nie heilig is soos hy self nie. En hy het daardie voorbereiding gedoen in die mens. Nou, ek wil nie te diep op die dinge ingaan nie, maar as jy dink dat hierdie groot God gaan in jou woon, dan moet jy dink hoe ruim jou gees werklik is. Dat hierdie groot God, wat die hemele kan hom nie beskryf nie, wil binne in jou woon, dan moet jy weet hoe groot die heerlikheid is, en ons moet absoluut aandag gee daarin, sodat ons, jy weet mos die skrif sê, die vrees van die Here, daardie respek vir die Here, dat hy nou in my woon, dit alleen is die krag van God tot heerlikheid. Daardie groot wonder, dat hy deur sy lewe, deur en in my wil lewe. Ons weet dat 1 Johannes 4 vers 9 sê, praat van die wonder van hierdie groot liefde van God, dat hy sy seun gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy word ons lewe. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer hierdie Jesus, wat ons lewe is, verskyn, sal ons saam met hom verskyn. In elke situasie, want hy kom woon in ons. So dis so belangrik om die grootheid van hierdie heerlikheid te sien, en te weet hoe pertinent dit is. En dat ons nie sal twyfel nie. Die ou dinge het verbygegaan. Ons weet dat 2 Korintiërs 5 sê, elke mens wat hierdie realiteite begin verstaan, is nou 'n splinter nuwe skepping. En dan sê hy, kyk, die ou dinge het verbygegaan. Jy moet nie meer dink soos jy voorheen gedink het nie. Jy moet nou in die skrifte inkyk en sien hoe groot hierdie werklikheid werklik is. Jy weet mos, ons het so rukkie terug daarna geluister toe ek dit bedien het in 2 Korintiërs 6. Dat dit is 'n nuwe dispensasie, mense. Dis 'n nuwe dispensasie waarin jy nou moet opereer. So in 2 Korintiërs 6, ek lees net so 'n versie of 2, hy sê, en as medewerkers, omdat jy nou saam met God gaan werk vir sy plan, en nie jou eie planne nie, God se plan, vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs moet ontvang nie, want dit is net genade wat jou in daai posisie stel, dat jy 'n medewerker van God kan wees. Vers 2 sê, want hy sê, in die tyd van die welbehae, het ek jou verhoor, dis die tyd van die kruis, aan die kruis, het ek jou verhoor, en in die dag van heil, het ek jou gehelp. Jy is gehelp, jy soek nie nog hulp nie, jy soek nie vergifnis nie, jy soek nie genade nie, dit het jy alles ryklik ontvang na die rykdom van sy heerlikheid, is jy vergewe
en het jy die volheid ontvang. So, jy moet absoluut deur die geloof begin lewe en alleen as jy deur die geloof lewe, kan jy bekragtig word. Geen ander manier nie, want jy moet glo wat God vir jou gedoen het en nie wat jy vir God moet doen nie. Hy sê, kyk, nou is dit die tyd van welbehae. Kyk, nou is dit die dag van heil. Mense, dis Afrikaans, dis duidelik. Dis nie iets wat jy moet uitwerk nie. Dis 'n realiteit wat jy moet aanvaar, dat God jou gehelp het, dat dit nou die tyd is waarin hy jou bekwaam gemaak het om aan hierdie heerlikheid deel te neem. Jy lees dieselfde realiteite oral in die skrifte. Kolossense 1 vers 12 praat van die bekwaamheid waarmee hy jou bekwaam het. En ons moet in daardie realiteit staan en nie langer kyk na die vlees van die mense, want vlees en bloed kan God nie behaag nie. Jy moet alleen sien dit wat hy in die gees in jou kom investeer het. En daardie realiteite moet vir jou kosbaar word, dat dit so groot is, dat hy self eintlik in jou wil kom woon, in jou wees daagliks. As ons verder kon gaan na hierdie groot werklikhede, dan word dit so groot dat jou gedagtes dit eintlik nie kan verwerk nie. Die grootheid van 'n groot God wat elke oomblik in jou wil wees en deel wil wees van elke situasie wat jy hanteer, sodat jy nooit in vrees en bewering sal wees nie, maar al die tyd in die volheid sal staan waarmee hy jou kom bekragtig het. 'n groot heerlikheid, 'n heerlikheid van alle heerlikhede wat jou ooit kan tref. En dit net deur die geloof dat Christus, vers 17, Efesiërs 3 vers 17, dat Christus nou, daardie groot koning van die univers, dat hy nou deur sy gees in jou wil woon. Daagliks in elkeen van jou probleme, in elkeen van jou aspirasies, in elke realiteit waarmee jy besig is, sal besig wees, sal oorweeg en besef dat die groot God is met my. Hy sal my nooit begewe, Hebreërs 13 vers 5. Hy sal jou nooit, dis sy belofte mense, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal met jou wees tot aan die volleinding van tyd. Dit is 'n groot werklikheid waarin ek en jy moet staan en wat ons vir onsself moet toeëien. Alleen die geloof. As jy nie besef dat jy gaan die Nuwe Testamentiese dispensasie, is daar net een realiteit wat vir jou belangrik is. Jy moet in die geloof lewe. En geloof is nie iets wat jy kan bereik nie. Geloof is dit wat God aan jou geskenk het. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Ja, dit waarmee God jou kom bekragtig het. Dit is dit wat jou deur hierdie lewe en in hierdie eindtyd gaan bekragtig om in hierdie duistere wêreld waarin ons is, sal skyn soos ligte, soos 'n stad op 'n berg. Hierdie groot God ons kom versterk het, vir sy lig deur ons laat skyn het, sodat ons sal weet dat ons kan net in die oorwinning leef. Hy het reeds sy oorwinning aan die kruis bekend gestel en ons is nou versterk en bekragtig met daardie oorwinning. Die oorwinning wat reeds plaasgevind het, is nou ons oorwinning. Hy woon in ons. Prys sy groot naam. Amen.